Ek groet julle vriende, Eksodus 13 vers 17 tot hoofstuk 15 vers 21 vertel vir ons die verhaal van hoe die Israeliete uit Egipte getrek het. Na al die pla en die dood van die eersgebore Egiptenaars was die farao so ontsteld dat hy die Israeliete uit sy land gejaag het. Dit het gebeur presies soos die Here gesê het dit sal gebeur. Maar die Israeliete was skaars uit die land toe die farao spyt raak oor sy besluit. Hy besef hy het toegelaat dat hierdie volk hom sonder oorlog oorwin en dat hy skielik al sy werkers kwyt is. Daarom sit hy hulle agterna. By die Rooi See haal sy weermag hulle in. Die Israeliete is vasgekeer, hulle sal onmoontlik teen die Egiptiese weermag kan veg. Maar God laat nog 'n wonderwerk gebeur. Hy laat die Israeliete op droë grond deur die see trek en toe die Egiptenare hulle volg, verdrink hulle almal in die see. Kom ons lees nou 'n paar verse uit hierdie geskiedenis. Ons lees Eksodus 13 vers 17 tot 18 en dan Eksodus 14 verse 10 tot 14. Hier is Eksodus 13 vers 17 en 18. Toe die farao die volk laat trek het God hulle nie die pad na die land van die Filistyne toe laat vat nie, hoewel dit die kortste was, want hy het gesê, as die volk in 'n geveg betrokke raak, kan hulle dalk spyt kry en na Egipte toe teruggaan. Daarom het God die volk met 'n ompad laat gaan, met die woestynpad in die rigting van die Rietsee. Die Israeliete het goed georganiseerd uit Egipte getrek. En dan hoofstuk 14 vers 10 tot 14. Toe die farao nader kom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê, is daar nie begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê, om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ons hoor dat God sy volk met 'n ompad laat trek het. 'n Mens sou dink dat hulle die kortste pad na Kanaan moet vat, maar dit is nie die Here se plan nie. Hoekom doen die Here dit? Die rede wat hy in hierdie verse gee, is dat hy nie wil hê sy volk moet in 'n geveg met die Filistyne betrokke raak nie. Dit maak sin, maar nou lei hy hulle op 'n pad wat doodloop teen die see. Hoe kan dit beter wees? In Jesaja 55 verse 8 tot 9 lees ons, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Met ander woorde, ons kan nie verstaan hoekom die Here dinge doen nie, maar gelukkig gee die Here vir ons 'n duideliker antwoord oor hoekom hy dinge doen. Ons kan miskien nie altyd verstaan hoekom hy iets doen nie, maar ons kan weet dat hy doen wat vir ons goed is. Hy het 'n plan wat tot ons voordeel is. In Eksodus 14 sien ons dat die Here vir die Israeliete 'n paar dinge wou leer. Hy wys vir hulle sy sorg, genade en geduld. Hy wys vir hulle sy almag en soewereiniteit. Hy leer hulle om op hom alleen te vertrou. Die Here leer sy volk om te glo en daarom kan ons ook iets hieruit leer oor geloof. Hebreërs 11 is 'n bekende hoofstuk in die Bybel oor geloof. In vers 1 kry ons 'n definisie van geloof. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit gee ons die idee dat 'n gelowige iemand is wat nooit twyfel nie en nooit bang is nie. Dit is iemand wat vashou aan die Here se beloftes en voortgaan deur die lewe sonder aarzeling of onsekerheid.
Maar dan lees ons in die res van die hoofstuk 'n klomp voorbeelde van gelowiges en in Hebreërs 11 vers 29 lees ons: Omdat die Israeliete geglo het, het hulle deur die Rooi See getrek soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het, toe hulle dit ook probeer doen het. Dit klink nie reg nie. Die Here sê vir ons, die Israeliete is gered omdat hulle geglo het. Maar wanneer ons Eksodus 14 lees, hoor ons dat hulle kla en kerm. Hulle twyfel en beskuldig vir Moses. Hulle is vas oortuig daarvan dat hierdie plan van God gaan skeefloop. Hulle klink nie na mense wat glo nie. Maar tog kyk die Here na hulle en hy sien geloof, of eerder, hy sien sy kinders en hy gee vir hulle geloof. Hy sê, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. En dan stap die Israeliete deur die see, bang en onseker, maar hulle gaan, want die Here gee hulle geloof en hy red hulle. Daarom, as jy twyfel en bang is, moenie dink dat jy nie geloof het nie. Moenie wegdraai van die Here af nie. Geloof soos 'n mosterdsaadjie is genoeg om berge te versit. Moet dus nie bang wees nie, wees kalm en vertrou op die Here vir jou redding en ook vir jou geloof. Ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, U woord gee aan ons vreugde en ons wil dag en nag daaroor nadink. In U woord leer ons U ken. Ons leer wie U is, wat U alles gedoen het en wat U nog steeds doen en wat U in die toekoms ook gaan doen. U leer ons ook hoe om te leef. Wanneer ons leef soos U dit wil hê, is ons werklik gelukkig. Lei ons met die Heilige Gees om die rykdom van U woord te verstaan en dit ook in ons lewens toe te pas. Ons bid vandag vir die vertaling van die Bybel. Ons vra dat U die werk van Bybelgenootskappe en Bybelvertalers sal seën, sodat elkeen in sy eie taal U woord kan hoor en kan lees. Ons vra dat U ons daaglikse werk sal seën, gee ons geleenthede om te kan werk en gee ons wysheid in die besluite wat ons neem, sodat ons werk tot U eer sal doen. Ons bid al die dinge want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.